Goeiedag julle in en ommers. Ons kuier vandag hier in Darling en ons is nou by die museum wat eintlik die hart van elke dorp is wat moet bekend wees vir almal en uitgedra word na almal. Ja. En by my staan Shirley, sy is hier verteenwoordig die museum en sy gaan vir ons bietjie vertel van die museum hier in Darling. Hallo Shirley. Hallo Anita, baie dankie vir julle besoek. Ons is baie bly u is hier. En ons hoop jy geniet die tydjie by ons. Ons gaan verseker. Dan net so 'n klein bietjie geskiedenis hieroor. So dit was die kerkomgewing of eerste kerk wat binne in Darling gestig is. En dit is binne die 1800s omtrent, was die eerste kerk gestig binne Darling. So ja, so alles hierdie gaan basies oor Joodse en hulle geskiedenis en tydbegoedjies. Fantasties. Ja, jy's 'n hele paar drukke in Bybels ook beskikbaar wat baie spesiaal is. Baie fragile ook. Ja, sê. En dan beweeg ons aan na die skooltjie. So hierdie is hoe destyds skole, klaskamers gelyk het. En die kinders die skole wat altyd vir ons besoek is altyd baie opgewonde want hulle wil weet, juffrou, wat is hierdie? Juffrou, wat is hierdie? Nou sê ek altyd vir hulle, destyds het hulle dit geken as ek nie verkeerd is, soos 'n mountain pen en hulle het dit altyd in ingedruk en dan daarmee geskryf. En dan soos hier op die grond byvoorbeeld, net wys. So hierdie was soos hulle kosblikkies. Hulle het nie blommetjies en al die goedjies op gehad nie, hulle het net hierdie eenvoudige gemaakte. En hy was effektief. Ja. Kosies was daarin vir die dag. Ja. En soos ons aanbeweeg, is dit nou net alles wat hulle gebruik het, soos byvoorbeeld om te tel, so hulle die perskapitte gebruik om te tel en daai goedjies. En baie skole het seker ook maar nog hierdie. So hierdie was die klok. Die klok wat hulle gebruik het om te sê, maar dit is nou pause of huis toe gaan tyd. Fantasties. So ja, dit is 'n bietjie geskiedenis rondom die skooltjie. Right, so hierdie is maar net basiese goedjies van die dames. So ons ken hierdie as die dame handelsplek. Dit wys die soort borsels en die goedjies wat hulle gebruik het. Hulle parfumbottels en alles is nog hier. Alles is autentiek. So ja. En dan wys dit so trouwrokkies, nagrokke en daai tipe goed. Baie interessant. En 'n spinwiel en skoene. Ja, al die mooi skoene en goed. Daar was baie detail in hulle klere, né? Ja, en dan soos hier, dat is die goedjies wat hulle net gedra het as byvoorbeeld hulle onderrokke. Soos hierdie byvoorbeeld was baie veral vir mammies, nuwe mammies. Dus hulle byvoorbeeld hierdie gebruik om te borsvoed. Sodat die rokkies het 'n opening gehad om te borsvoed en al die goedjies. So ja, baie effektief, né? Baie effektief. Ja. So baie welkom in ons bottermuseum. Die rede hoekom Darling bekend was vir die bottermakery. So hierdie bottermuseum het bestaan in 1899 tot in die 1950s tot dit bekend gestel was as Darling Romery. Ja. So hierdie is maar nou net verskillende soort masjiene wat ons ken as botterwassers. Ja, so om die rome en die liquid te geskei het hulle die botter hiermee gewas. En dit is hierdie was die melkskeiers, yes, die melkskeiers. En dan hierdie is maar net soos byvoorbeeld waar hulle die botter gestoor het in en daai tipe goedjies.
Soos hier op die foto's byvoorbeeld aan die muur, wys dit vir ons baie 'n goeie voorbeeld hoe die dames altyd om botter te maak is nogal nie 'n maklike werk. Ja, dit het baie hande werk gevat. Baie hande werk. Die was groot hoeveelhede ingemaak. Ja. Ja, so dit is die rede hoekom Darling, sal ek sê, op die map gekom het. En ons is baie trots dat ons nog by Darling Romery heiliglik die geskiedenis kan voortdra. Ja. Nou ja. Ja, sy. Okay. So hierdie, dis maar nou net in die tyd van die voortrekker era. Ek kan nou nie baie in diepte gaan oor voortrekker nie, maar baie van hierdie goed sal ek sê het op 'n hartseer manier. Dis baie hartseer stories agter al die goedjies en veral in soos hierdie hoekies het ons byvoorbeeld die Anglo-Boereoorlog en die History of Darling airstrip. So hier wys dit al die lieutenants en die koloniale wat geveg het en daai tyd. Ja. Maar dit is 'n wonderlike plek, die museum dek groot. Ja, so dit groot area. Baie verskeidenheid van geskiedenis. Ja. En dit is wat ons klein museum so spesiaal maak, Spesiaal, ja. Maar dan is dit nou nog nie die einde nie. Ons het dan nou nog 'n klein winkeltjie daar wat jy graag vir ons wil wys. So kom ons gaan kyk gou na daai winkeltjie. So net aan die voorkant van die museum het ons 'n klein winkeltjie, Darling se fundraising shop. Ja. So omdat ons 'n community bestuur museum is, ek sê sal ons afhang van donasies. So meeste van die goedjies wat hierin is alles handgemaak byvoorbeeld. Meeste van die goedjies is handgemaak deur ons local mense op die dorp. En dan het ons byvoorbeeld hierdie houtwerke aan die bokant. Ja. En ons het die candle holders en daai tipe goedjies. Hierdie sal ek sê is baie spesiaal en dit word gemaak deur Darling se straatkinders. So om vir hulle van die pad af te kry uit die moeilikheid uit, help hulle om hierdie goedjies dan te maak. En ons verkoop dit dan en dan help dit met die befondsing van die museum. Yes. Nee, die befondsing van die museum nie, dit help ook die kindertjies, soos byvoorbeeld hulle kossies aankopery en dan soos warme klere en dan fantasties. Ja. En iets wat ek nou wat my opgeval het is wat is die? So hierdie is handgemaakte wol kombersies. Dit is ook een op die dorp wat hierdie maak. So hierdie is baie nice, dit is baie sag. En ek dink ek sal baie gou gaan in slaap raak met hierdie. Die onderste is meer so skaafs. Ja. Maar dit voel dieselfde. Ja, dit voel dieselfde, ja. Dit is pragtig, hoor. En ja, dit is ook baie een van die mooi goedjies. En sag. Baie sag. Ja. En dan in die hoekie van ons winkeltjie het ons meer soos antieke waardes, duplikas en goedjies. Sommige van dit is die ware Jakob. So ja. So dit is basies wat Darling Museum dit is baie mooi. Nogal 'n Royal Albert teestelling. Ja, ons het 'n hele paar Royal Albert. Nou ja, dit is iets wat ons so graag nog wil hê. Kyk net hoe oulik. Nee, hier's iets, 'n mens kan geskenkies hier kom koop, né? En dan dieselfde tyd goed voel oor jy iets goed gedoen het vir die museum. Ja, dat sy. Maar dit was nou lekker om bietjie by jou te kuier vandag en al hierdie kosbare inligting te kry wat ons nou weer vir ons kykers kan gee. Ja, nee, dit is 'n groot. Daai was 'n mengbak. Ek het groot geword met so 'n mengbak, hoor. Ja, die groot. Ja. Ja, nee. Nee, dit was 'n groot plesier om julle deur te vat. Ek hoop Anita en die span het dit baie geniet. En julle het ook iets geleer vandag. Ons het verseker. Uit die museum uit. Dankie sê vir Shirley
vir die tyd wat sy nou vandag aan ons afgestaan het, om vir ons en vir julle te vertel van die besonderse museum in Darling. Ons gaan vir julle die adres en die kontakbesonderhede alles gee op hierdie ons gaan vir julle die kontakbesonderhede en die adres gee in ons kommentaar en wanneer julle in hierdie omgewing is, kom maak gerus 'n draai. Jy sal nie spyt wees nie. Definitief nie. Nou ja, dankie en 'n mooi dag vir jou. Baie dankie. Geniet julle dag verder. Dankie. Mooi loop julle. Totsiens.